Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dis hierdie tyd van die jaar waar die van julle wat kinders op skool het, is dit atletiek seisoen. Ons was hierdie jaar nogals baie by die atletiekbane gewees, en een ding wat my getref het is dat skole van vandag is nie heeltemal soos dit was toe ek nog op skool was nie. Toe ek nog op skool was, het die leerlinge baie meer gesing as wat hulle vandag sing. En natuurlik was die ding wat ons almal onthou is die groot kreet, nê, wat ons sing by skole, en dan sing die skole te mekaar, ons het die Gees. Ja man, ja, en ek weet nie of jy ooit gestop het nie, maar dit is die bizarste, weirdste ding wat die mensdom nog ooit uitgedink het. So jy het 'n klomp kinders wat saamkom van 'n skool, en dan ewe skielik, dan besluit hulle, ons gaan nou saam skree, en die ander skole probeer oortuig dat ons het meer Gees as hulle, en so hulle skree dan saam, ons het die Gees, ja man, ja, ek weet nie hoekom die ja man, ja daar is nie, maar dit is daar. En dan as hulle dit geskree, dan staan die ander klomp ouens op soos een man, hulle sê nee, dis nie waar nie, ons het die Gees, ja man, ja, meer as hulle, en so hou dit aan, net tafeltennis, almal skree vir mekaar, ons het meer Gees as jy. Niemand luister vir mekaar nie, niemand word oortuig ooit van die ander ou dat hulle meer Gees as jy het nie. En op die einde dan cheer almal saam en hulle is almal happy, want hulle is oortuig dat hulle is die ouens wat gewen het, hulle het meer van die Gees. En vriende, so simpel en soos belaglik soos wat dit is dit presies wat ons as die kerk op die beste van tye doen. Ons drom saam, ons kom saam, en dan het ons geestelike rasieleiers, ons dirigente wat ons opsaai, en ons sê dit vir onsself, en ons skree dit vir die ander kerke in 'n plek soos Pretoria, dat ons is die ouens wat meer van die Gees het. En ons verskillende redes wat ons voorhou, hoekom ons juist die Geesvervuldes is. Party ouens sal sê, wel kyk hoe baie is ons. Ons is baie mense, sekerlik het ons die Gees. Ander ouens sê, nee, julle het verkeerd. Jy sien, ons is baie min. Jy sien, want ons plant kerke. En so ons is eintlik die ouens wat die Gees het. En ander ouens sal sê, maar hoor jy, luister net na ons musiek op 'n Sondag, die praise and worship is net awesome, dis net great. Ons het die Gees, jy kan dit hoor in ons musiek, en dan sê ander ouens aan die ander kant, nee, jy verstaan nie mooi nie. Ons musiek is gewyd. Ons sing psalms en gesange. Ons is die ouens wat die Gees het. En dan is daar ander ouens, en hulle kom, en hulle sê, hoorie, ons het die Gees, kyk na ons lewens, ons is vol van welvaart, ons is vol van sukses, ons is die ouens wat die Gees het, en dan sê, julle het nie 'n klou waarvan julle praat nie, ons is die ouens wat die Gees het, want ons is juis armoedig en armsalig, ons lyk baie soos die Jesus wat jy in die evangelies ontmoet, ons het die Gees. En dan is daar ander ouens, en hulle sal sê, hoorie, ons het die Gees, want ons praat in tale, en ons sien visioene, en daar is genesing wat in ons lewe plaasvind. En dan is daar ander ouens wat sê, nee, ons het die Gees, want ons praat Bybel. Ons is die ouens met goeie teologie. Ons het die belydenis geskrifte. En vriende, in die midde van dit alles, op die beste van tye, is ons as gelowiges totaal en al de mekaar later, want die stemme daar buite wat vir ons sê, ons het die Gees, ja man, ja, is net te veel later, en mens begin wonder, maar hoe presies kan ek weet of ek inderdaad geesvervuld is? Wat is die kenmerke of die kenmerk van die geesvervulde lewe? En dit is wat ons na vandag kyk in hierdie gedeelte hier in Galasiërs hoofstuk 5. Vriende, soos ek genoem het, is ons besig met hierdie reeks, die geesvervulde lewe. En vandag kom ons by 'n klassieke teks in hierdie reeks wat ons mee besig is, Galasiërs hoofstuk 5, waar ons spesifiek gaan sien dat die geesvervulde lewe is 'n lewe waar gelowiges wandel deur die Gees. En dit is wat die teks ons sê, dit is die opdrag reg in die begin van die gedeelte daar in hoofstuk in vers 16. Nou asseblief tog jou blaadjie byderhand, ons gaan saam na daai teksgedeelte kyk. Maar ek wil hê ons moet probeer saam vasstel wat presies beteken dit om te wandel deur die Gees, en ons gaan dit doen in die hand van 3 opskrifte. 3 opskrifte wat ons sal help verstaan wat dit beteken om deur die Gees te wandel. Hier is die eerste ene. Die opskrif is die Gees se begeerte. Kyk saam met my daarso in vers 17. Kyk saam met my. Vers 17 verwys Paulus na die begeertes of eintlik die begeerte van die Gees. Maar hy verduidelik nie vir ons daar wat dit beteken. Wat is die Gees se begeerte?
Nou vriende, hierdie is net 'n behulpsame manier om altyd die Bybel te lees. As die skrywer nie in jou versie vir jou sê wat 'n ding beteken nie, gaan terug, lees die konteks, want eerens het hy neem aan dat ek en jy die res van die boek van Galasiërs gelees, sodat wanneer ons kom by hierdie term die begeerte van die Gees, dat ek en jy sal weet waarvan hy praat. En wat ek wil hê ons moet doen vir 'n oomblik saam, en ons gaan dit baie vlugtig doen, is ek wil hê ons moet sien 4 boublokke, vriende, van wat Paulus bedoel wanneer hy praat van die begeerte van die Gees. Dis letterlik die 4 vorige kere in die boek Galasiërs wat hy na die Gees verwys het. So ons kyk nou elke keer wat die woord Gees voorgekom het tot en met nou in Galasiërs. Kyk saam met my op die skerm, jy sal dit daar sien. Hier is die 4 boublokke van wat dit beteken om wat die Gees se begeerte is. Eerste ding wat ek en jy moet onthou en besef, is dat gelowiges is mense wat die Gees het. Paulus het dit oor en oor gesê in Galasiërs hoofstuk 3, vers 2, vers 5 en in vers 14. Ek lees vers 14 vir ons. Hy sê, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. As jy iemand is wat jou vertroue in Jesus geplaas het, jou lewe aan hom toevertrou, dis wat geloof beteken, dan het jy die Gees. Jy het die Gees ontvang die dag toe jy jou vertroue in Jesus geplaas het, tweede boublok. Die tweede ding is dat die Gees, vriende, is op die diepste moontlike manier met Jesus verbind. Soos wat ons glo in Jesus, en ons ontvang die Gees, is daar die Gees wat in ons is totaal in pas met Jesus. Soveel so, dat in hoofstuk 4 vers 6, kan Paulus die Gees noem die Gees van die Seun. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ons het dieselfde ding gesien in die Romeine 8 gedeelte vroeër. Hier is die derde boublok, as ons wil verstaan wat die begeerte van die Gees is. Hierdie is belangrik. Vriende, die Gees se agenda is om Christus in ons te vorm. Galasiërs 4 vers 19, hierna, my little children, for who I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Dit is die Gees se agenda. Hy wil jou en my meer soos Jesus maak. En dan die 4de boublok, voordat hy by ons gedeelte kom, is die volgende, vriende, indien die Gees se agenda in jou en my lewe sou realiseer, indien Christus in ons gevorm word, dan sal ek en jy 'n mense wees wat in liefde ons naaste dien. Galasiërs 5 vers 5 en vers 13 en 14. For through the Spirit, by faith we ourselves eagerly await for the hope of righteousness. Vers 13 tot 14, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another, for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. Ek weet nie van julle nie, vriende, maar as ek dink aan kuns op die beste van tye, ek kan amper stokmannetjies teken. So ouens wat kan skilder en kan teken, dink ek is amazing. Maar selfs nog beter is dit is beeldhoukuns. Ek weet nie of jy al besef het hoe amazing is dit om beeldhoukuns te kan doen nie, om 'n stuk klip of 'n stuk steen te kan vat en om 'n beeld te kan visualiseer en dan daai stuk materiaal te kan vorm in dit. En dit is net 'n absolute amazing ding om te kan doen. En wat Paulus as dit ware hierso sê in die boek van Galasiërs is, die Gees is die meester beeldhouer. Hy het 'n begeerte. Hy kyk na jou en my, hierdie rowwe stukke klipsteen met al ons krake en al ons skerp kante. En die Gees sê, ek gaan Christus in jou vorm. Ons sal sê, ek gaan jou in Christus se ewebeeld in vorm. Dit is, vriende, sy begeerte. En wanneer hy daai werk doen, en ek en jy begin soos Jesus lyk, wat Galasiërs sê is, dan begin ek en jy soos Jesus 'n mense te wees, wat in liefde ons naaste dien. Ons is 'n mense wat ons lewens neerlê, tasbaar vir die voordeel van ander. En vriende, hierdie waarheid is so belangrik vir ons
om te besef. So hoor dit asseblief tog opnuut weer vandag. Soos wat ons in hierdie reeks besig is om te praat oor die geesvervulde lewe. En soos wat ons spesifiek vandag praat oor om te wandel deur die gees. Hier is die gevaar vir jou en vir my. Vriende, ons as hedendaagse moderne westerse Christene is so consumeristic, ons kan met onsself toer. Ek en jy is geïndoktrineer, vriende, van die dag wat jou oë oopgaan. Is ek en jy geïndoktrineer deur 'n samelewing om ons consumers te maak. En ek en jy het 'n verbruikersmentaliteit, soveel so dat selfs wanneer ons na God toe kom, selfs wanneer ons by die kerk is, dan dink ons oor Christendom soos consumers. Ons is mense, dit gaan eintlik oor ons en wat ons uit die deal uitkry. En dit is hoekom dit so belangrik is vir ons vriende om hierdie waarheid te onthou, want wat Paulus vir ons hier so aan herinner, en dit is so belangrik vir ons om dit te onthou, is dat die geesvervulde lewe, die lewe waar ek en jy wandel deur die gees, is 'n lewe waar, ja, daar's ontsaglike voordele daaraan om die gees te ontvang, maar dit gaan eintlik nie oor jou nie. Dit gaan daaroor dat jy en ek, dat ons meer soos Jesus gemaak gaan word, soos wat Jesus vol was van die gees, vol gaan wees, sodat ek en jy soos Jesus, vanuit daai volheid uit, onsself kan leegmaak. In liefde, ons lewens neerlê op tasbare maniere vir die voordeel van ander. Dit is wat dit beteken, dit is die begeerte van die gees. Goeie vraag vir jou en my, elkeen van ons as hier sit vanoggend. Vra jouself af as jy nou hier sit, wie is jou naaste? Met ander woorde, wie is daardie persone wat die Here in sy soewereiniteit met jou laat paaie kruis? Dit mag dalk 'n familielid wees, dit mag dalk jou werkskollega wees, dit mag dalk jou buurman wees, mense in ons land. Wie is die mense wat die Here in sy soewereiniteit met jou laat paaie kruis? Weet dit. As ek en jy geesvervuld gaan wees, gaan ons mense wees wat in liefde onsself gee vir ons naaste. Ons gaan dit net kan doen as ons wandel deur die gees. Weet nie van julle nie, sodra ek begin so dink oor wandel in die gees, oor my naaste wat ek my lewe voor moet neerlê, dan sal iets in my wat begin half teen dit worstel. Ek wil dit nie hê nie. Is soos nee, wag, poen jy die teks verkeerd verstaan. Dis dadelik wat in my hart gebeur. En dit bring ons by die tweede punt. Hier is die tweede opskrif. Ons het gekyk na die gees se begeerte. Tweede ding nou, sien raak saam met my die gelowige se stryd. Die gelowige se stryd. Kyk saam met my in vers 16. Hierdie is so 'n belangrike vers. Vers 16, eerste vers daar. Paulus sê, "But I say, wandel deur die gees en moenie die begeertes van die vlees in jouself verlustig nie." Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, wandel deur die gees en jy sal nie die begeertes van die vlees bevredig nie. Nou weer eens om te verstaan wat hy daarna verwys, in daai twee sinsdele is daar 3 beginsels hier wat ek en jy goed moet verstaan. Dit gaan weer op die skerm kom, so volg saam met my. Eerste ding is dit, vriende, wat ek en jy moet besef uit daai versie uit daar, is dat die gelowige is iemand in wie daar 'n stryd woed. 'n Gelowige is iemand in wie daar 'n stryd woed. Ja, wanneer ons glo in Jesus, ontvang ons die Gees, en nou is daar begeertes van die Gees wat in ons is. Ek en jy, as jy gelowig is, wil meer soos Jesus wees. Dit is waar. Dit is 'n kenmerk dat jy die Gees het. Maar daar's ook 'n ander gees, 'n ander krag in jou en my aan die werk. Jy sien, ek en jy is gebore in hierdie wêreld as 'n gebroke, gefalle, sondige mense, wat van nature af, as 'n gebroke en 'n gefalle mense, onsself heeltyd bevind in 'n gebroke en 'n gefalle, sondige wêreld. En die begeertes, dis wat die Nuwe Testament sal noem ons vlees, is heeltyd aan die fight, en die heeltyd aan die arm druk met die begeerte van die Gees in ons. Ek en jy is soos Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Dr. Jekyll en Mr. Hyde, dit is ek en jy, geestelik gesproke. Ons is as het ware, as gelowiges, 'n mense met 'n gesplete geestelike persoonlikheid. Geestelik gesproke het ons 'n gesplete persoonlikheid. Ons is mense wat aan die een kant
Dit wil doen wat die Gees in ons nou wil bewerkstellig, maar ek en jy skop op die beste van tye ook heeltyd teen dit. En vriende, hier is die tweede ding wat ek en jy moet verstaan, tweede beginsel is, ons moet verstaan, dat daai twee begeertes, die wil van die ou mens en die wil van die nuwe mens, die wil van die vlees en die wil van die Gees, hierdie is baie belangrik, is interverwant met mekaar. Sien hoe sê Paulus dit eksplisiet in vers 17. Hy sê, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh, for these two are opposed to each other. Hier is die groot ding, hoor nou hierdie sinsdeel. These are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Die twee stryd is interverwant. Dink aan daai old school weegskale wat 'n mens gekry het. Dis nie net dat die twee kante as dit ware teen mekaar werk nie, maar hulle is interverwant aan mekaar. Met ander woorde, as jy in hierdie een kant van die maandjie swaar gewig insit, dan is dit nie net dat hierdie ene sak nie, maar daai ene gaan op. En as jy in hierdie ene gaan en jy sit in hom 'n swaar gewig, is dit nie net dat hy sak nie, maar daai ene beweeg in die teenoorgestelde rigting. En dit is wat Paulus sê ek en jy moet verstaan. Dit is hoe hierdie toutrek tussen die gees en die vlees in 'n gelowige se lewe werk. Die twee is interverwant in mekaar, wanneer die vlees se begeertes swaar is, as die begeertes van die gees nie baie sterk in jou en my lewe nie. As die begeertes van die gees swaar is in jou en my lewe, wel dan stelselmatig toenemend oor tyd raak die begeertes van die vlees ligter, minder, swakker. En vriende, hoor my mooi, hierdie waarheid is so belangrik wanneer ek en jy dink oor heiligheid. Wanneer ek in my eie lewe dink en waar ek die fout maak, en as ek praat met ouens en dames oor hulle stryd in heiligheid, onthou, heiligheid is bloot met jou en my 'n roepe en begeerte om meer soos Jesus te word. Dan dink ek hierdie waarheid is wat ons op die beste van tye mis. Vriende, in die eerste plek gaan heiligheid in jou en in my lewe, in die eerste plek, fundamenteel gaan dit nie oor wat ek en jy doen of nie moet doen nie. In die eerste plek gaan dit oor ons begeertes. As ek dit in Engels kan sê, sanctification, groot woord vir heiligheid in Engels, sanctification is primarily not so much about our duties as it is about our delights. Die fight wat gefight word, vriende, is op 'n hartsvlak, primêr vir jou en vir my, op ons begeertes. Wanneer ek en jy, vriende, die begeertes van die vlees koester, dit voed, dit indrink, en ons doen dit deur ons sintuie, by the way. Jy doen dit deur wat jy kyk, wat jy hoor, selfs wat jy sê, wat jy doen, soos wat ek en jy die begeertes van ons vlees indrink en voed. Moenie verbaas wees as jy nie regtig verskriklik into Jesus is nie. Moenie verbaas wees as jy nie regtig wil tyd met sy mense spandeer, in sy woord en in gebed wil verstaan nie, tyd spandeer nie. Want daar waar die begeertes van die vlees sterker brand, daar gaan die begeertes van die gees minder wees. En wanneer ons mense is wat ons self gee, ons sintuie, ons neem dit in, Jesus en alles wat hy is vir ons, sy goedheid, sy pragt, wanneer die begeertes van die gees, die begeerte van die gees in ons lewe toeneem, dan oor tyd begin daai vleeslike begeertes net meer en meer hulle krag en hulle aantreklikheid in ons lewens verloor. Baie kere daar buite praat mense, jy het al seker die taal gehoor van praat van stoking the flames of desire. Het jy al daai term gehoor? Dis 'n behulpsame prentjie wat dis nie Christen nie, almal gebruik hierdie taal van dit begeertes is soos 'n vlam wat ek en jy hout opgooi om dit te laat brand. En dit is hoe begeertes werk. En so dis 'n goeie vraag vir jou en vir my om te vra, as jy moet terugdink oor die naweek, as jy moet terugdink oor die laaste week, as jy moet terugdink oor die laaste jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar van jou lewe, na watse vuur toe hardloop jy die meeste en gooi jy hout op? Watter van die vure, die vuur van die gees, want daai begeertes is daar, gooi jy hout op dit in jou lewe, jy doen dit om daai vuur aan te wakker, dalk as prins of
indirek subtiel, of hardloop jy na die vuur van die Gees toe om daar seker te maak dat daai vlamme hoog brand? Dit bring ons by die derde beginsel. Vriende, wie ook al tussen die Gees en die vlees hierdie innerlike stryd in jou en in my hart gaan wen, wie ook al die stryd intern gaan wen, sal 'n persoon se uiterlike gedrag uiteindelik bepaal en uiteindelik ons menswees vorm. Kyk nou saam op die teks. Ons gaan net vinnig dit lees. Kyk saam op die teks vers 19. As die vlees sy sin in ons lewe kry, sal die vlees se werke in ons lewens manifesteer, sê Paulus, in dinge soos die volgende. Is nie 'n volledige lys nie, is net 'n paar voorbeelde. Dit sal manifesteer in ons lewens in dinge soos egbreek. Dit sal manifesteer in ons lewe in dinge soos hoerery, alle forme van seksuele losbandigheid. Dit sal manifesteer in afgodery, beide in die godsdienstige en in die sekulêre forme daarvan. In ons lewens, die manier wat dit sal uitspeel, is dit sal lyk soos vyandskap tussen ons en ander, twis tussen ons en ander, jaloesie wat ons ervaar in ons verhoudings met ander, woede-uitbarstings, afguns, moord en dronkenskap. En alle forme van binge wat ek en jy in 'n moderne wêreld al uitgefigure het. Dit sê Paulus, is hoe dit lyk wanneer die begeertes van die vlees sy sin kry en werke uiterlik manifesteer in ons lewens. Maar kyk saam met my in vers 18. Paulus sê in vers 18, die wat deur die Gees gelei word, vers 22, wel die vrug van die Gees sal in hulle lewens toenemend oor tyd manifesteer. Hulle lewens sal gekenmerk word deur liefde. Natuurlik al hierdie goeders is nie net gevoelens nie, dit is in verhouding met ander. Hulle lewens sal gekenmerk word deur liefde en deur blydskap en deur vrede, deur lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien vriende wat Paulus hier sou doen vir jou en vir my, en dit is, as jy dit bidend deur dit lees, is dit 'n baie ongemaklike teksgedeelte. Wat Paulus doen is hy hou as dit ware twee foto's voor jou en my hier. Twee foto's van twee tipe mense. En die eerste foto wat hy vir ons wys is die foto van die kollektiewe mens van hierdie wêreld. Dit is daardie mens, vriende, wat ek en jy sien as ons die koerante lees. Dis die mens wat ek en jy sien as ons kyk hoe Hollywood uitspeel en wat die populêre musiek vir ons daarby te sê. Dit is die mens wat hy hierso voorhou. Dit is die mens wat homself verlustig in sy selfgesentreerde selfverheffing. Daai eerste foto van die eerste mens wat hy voorhou is die mens wat liewer is vir homself as vir sy naaste. Dit is die persoon wat die eie ek altyd wil laat seevier, selfs as dit moet wees ten koste van ander. Die tweede foto wat Paulus vir jou en vir my hier voorhou, is 'n foto van 'n ander tipe mens, eintlik van een mens, van Jesus. En almal wat in Jesus is, almal wat in wie Christus gevorm word. Dit is 'n mensdom wat soos Jesus presies die inverse doen. Die eie ek is nog daar, maar hulle is besig om heeltyd te sê nee. Hierdie eie ek behoort nie sy sin te kry in my lewe nie, en hulle is mense soos Jesus wat hulle lewens neerlê in liefde vir ander. Hulle betoon liefde aan hulle naastes. En vriende, soos ek en jy vanoggend hier voor hierdie twee, God se woord doen dit, nee, God se woord bring ons voor 'n spieël as dit ware. En soos wat ek en jy voor die spieël van God se woord staan, vra jouself af op hierdie oomblik, soos ek myself afvra, soos watter een van daardie twee foto's lyk ek en jy die meeste? Soos wie lyk ek en jy die meeste? Die realiteit is, almal van ons hier, elke liewe een van ons lyk soos al twee daai foto's. Want ons het beide die gees se begeertes en die vlees se begeertes, tot en met wanneer Jesus terugkom in ons harte. So ons albei lyk in 'n mate soos al twee. Maar die Christen haat foto 1. Hy haat dit as hy in die spieël kyk en hy sien dit is hoe hy lyk. En die Christen smag met alles in hom om soos foto 2 te lyk. En so, goeie diagnostiese vraag vir jouself te sê, wat is daai ding aan daai lys wat Paulus genoem het in daai eerste foto?
Daai dinge van die ou mens, wat as ek na myself kyk, sien ek myself in daai ding. En as ek kyk na die tweede foto, wat is die goeders wat ek daar so sien, wat ek nie in myself sien nie? Dit is nie teenwoordig in my lewe nie. Paulus roep ons tot dit, en hy sê, 'n Christen is iemand wat sê, ek wil nie soos foto 1 wees nie, ek wil meer en meer, want die Gees se begeertes moet realiseer in my lewe, ek wil meer en meer in Christus se beeld gevorm word. Maar hier is die gevaar vir jou en vir my dan, vriende, is om dan te gaan en te cosmetic surgery te wil gaan kry. Ons wil ekstern gaan en net 'n paar veranderinge gaan bring. En dit is waar dit belangrik vir ons is om terug te gaan na die eerste punt en te sê, ja, ons het nodig ons wil graag sien dat daar verandering is in die foto van my lewe, maar dit gebeur nie bloot ekstern en cosmetic surgery nie, dit is intern. Dit gebeur interne, dit is 'n oorlog en 'n stryd op 'n hartsvlak. Dit is die stryd van begeertes. En so hoe lyk dit in praktyk? Wel, hier is die laaste ding wat ek graag wil hê ons moet sien in die gedeelte. Hierdie is hoe dit lyk in praktyk. Vriende, derde opskrif in die gedeelte. Ons het gekyk na die Gees se begeerte, toe het ons gekyk na die gelowige se stryd. Die derde ding, sien raak saam met my hierso, die Gees-vervulde gelowige se oorwinning. Die Gees-vervulde gelowige se oorwinning. Kyk saam na in vers 24. Hierdie is, ek weet ek sê heeltyd hierdie is belangrik, maar alles is belangrik, okay? Hierdie is regtig belangrik. Kyk na vers 24. Kyk na vers 24. Paulus sê, "And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and its desires." Hoor mooi. Vriende, die gelowige wat wandel deur die Gees, wandel met die Gees, wandel elke dag deurgangs die hele tyd op 2 maniere. Daar's 2 bewegings. 2 bewegings in ons geesvervulde wandeling. En dit is net daai 2 wandelinge wat sal maak dat ons toenemend die begeertes van die Gees sal hê, wat die begeertes van die vlees sal oorneem en wat ons in Jesus se ewebeeld sal vorm. Hier is die 2 bewegings. Die eerste ding is dit. Vriendin, ek en jy het nodig om te bly rus in die wete dat ons aan Jesus reeds behoort. Dit is wat ek en jy moet doen. Paulus sê dan in vers 24, "We belong to Christ Jesus." Ek en jy het nodig om te rus in die wete dat ons reeds as gelowiges aan Jesus behoort. Dit wat Paulus hier kommunikeer is gebaseer op wat hy eintlik gesê het in die kernteksvers van die hele boek van Galasiërs. Pragtigste vers in die hele boek. Een van die naaistes in die Bybel dink ek, Galasiërs 2 vers 20. Hierdie is hoe Paulus gekommunikeer het toe hy in lofsang dit uitgejubel het oor hoe hy aan Jesus behoort. Galasiërs 2 vers 20. Paulus het gesê, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. It is now Christ who is living in me." Daar is 2 maniere, 'n dubbele manier, vriendin, wat Paulus sê ons as gelowiges aan Jesus behoort. 2 maniere. Nommer 1, Christus het gesterwe, ons het saam met Christus gesterf. Jesus het juis, vriendin, vir jou en my vleeslike begeertes wat uitspeel in die werke van die vlees in ons lewens, het Jesus kruis toe gegaan. Hy het kruis toe gegaan om vir die oordeel wat ek en jy verdien vir ons wandel in die vlees, het Jesus op die kruis, het hy die straf vir ons sondeskuld gaan betaal. Hy het dit klaar betaal. En die feit dat hy dit betaal het, sê die Nuwe Testament, beteken hy het ons gekoop. Ons behoort aan hom. Ek en jy behoort aan hom, want Jesus was gekruisig vir ons en ons saam met hom. Maar tweedens sê Paulus in Galasiërs 2, is nie net dit nie. Jesus, ons behoort so aan Jesus dat hy woon nou by wyse van sy Gees ook in ons. Die Gees is die seël, die bevestiging dat ons aan hom behoort. Kan ek jou net uitnooi, elke liewe persoon hier vandag, en hierdie is 'n goeie rede, as jy vandag hier sit en jy is nog nie 'n Christen nie.
Hierdie is hoekom jy jou lewe aan Jesus wil toevertrou. Maar vir ons wat gelowiges is, kan ek jou uitnooi. Rus hierin, o Christen. Gebroke gelowige, jy wat kyk na jou lewe en die begeertes in jou vlees voel vir jou totaal oorweldigend. Die begeertes in jou vlees voel so sterk dat jy op die beste van tye nie eers lekker seker is of jy 'n Christen kan wees nie. Jy voel totaal Godverlate, soos wat hierdie begeertes in jou vlees woed. En soos wat jy kyk na die werke van die vlees in jou lewe, sien jy oral om jou net verwoesting. Jy kyk na jou eie lewe, hoe jou vleeslike begeertes jou vernietig het. En jy kyk hoe jou vleeslike begeertes jou vrou, jou man, jou kinders, jou familie en die samelewing om jou skade aan berokken het. O gebroke gelowige, rus hierin. Jy behoort aan Jesus. Dubbel. Jy is in hom en hy is in jou. Jy behoort aan hom. Jy is geliefd, jy is veilig, niks kan dit verander nie. Jy behoort aan Jesus. Jy is nie alleen nie. Onthou dit, glo dit, rus in dit. Hier is die tweede ding. Die tweede beweging, soos wat ek en jy wandel ten einde te wandel in die gees, is ons het dan, vriende, nodig om die vlees se begeertes deurgangs te kruisig. Kyk weer saam op die skerm, die res van Galasiërs 2 vers 20. Dit is die kernvers van die hele boek. En die res van daai vers het gesê, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, it is now Christ who's living in me. En dan gaan hy aan, hy sê, and the life that I now live, I live it now by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Vriende, hoor dit. Die persoon wat daadwerklik besef hoe Jesus in liefde hom vir daardie persoon gegee het. Die persoon wat besef dat Jesus het kruis toe te gegaan om te betaal vir die werke van die vlees. Daai persoon, met die gees nou in hom of haar, is iemand wat wanneer ook al die vlees nou wil kop uitsteek in sy of haar lewe wat elke dag is dit 'n persoon wat dit haat en wat sê, ek gaan net soos Jesus gaan ek kruis toe hardloop. Jesus het kruis toe gegaan om met die skuld van my sonde af te reken. Ek gaan elke liewe dag heeltyd kruis toe hardloop om met die krag van sonde in my lewe af te reken. Die gelowige is iemand wat wanneer die vlees weer eens sy begeerte, sy sin kry in sonde in jou lewe begin manifesteer, is die Christen iemand wat as dit ware vir sy eie hart sê en vir sy vlees sê, dood met jou. Dood met jou. Ek soek jou nie in my lewe nie. Ek behoort nie aan jou nie, ek behoort aan Jesus. Jesus het sy lewe gegee in liefde vir my om van jou klaar te maak met jou. Ek gaan in liefde vir Jesus, gaan ek myself gee, om niks weer met jou uit te waai te hê nie. En dit is die beweging, dit is die lewe, dit is die ritme, die pas van die gelowige. En so dan is die oproep, kyk saam met my vers 25, if we live by the Spirit, as die gees van God in ons is, vriende, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. En ek sluit hiermee af. Vriende, die gegons in hierdie wêreld om ons, die stemme wat vir jou en vir my sê, ons het die gees, ons het die gees, ons het die gees, selfs wat ons baie keer subtiel hier by Ligpunt doen, en jy mag dink, wel dit is die rede kom ons die gees het. Vriende, pas op. Wees versigtig. Dis treffend dat elkeen van die dinge wat ek net nou genoem het, sê die Nuwe Testament vir ons, jy kan wonderlike visioene hê en genesing kan gebeur en jy kan die skrif ken beter as wat Paulus dit geken het en jy kan al daai dinge in jou lewe hê en die kerk kan 50,000 mense hê of 2 mense hê en is moontlik vir jou om glad nie eintlik vir Jesus te geken het nie. Maar dit wat ons in hierdie gedeelte hierso sien is die klinkklare bewys van die wat daadwerklik die Gees het.
Dis eintlik eenvoudig die Gees se naam verklap dit aan ons. Sien, die wat die Heilige Gees het, is 'n mense wat deur die Gees heilig gemaak word. Mag dit waar wees van jou en my, mag ek en jy 'n mense wees wat hierdie opdrag hoor soos wat die Gees met ons praat. Mag ons wandel deur die Gees soos wat ons vers 18 gelei word deur die Gees en soos wat ons in pas bly met die Gees. Sodat ek en jy 'n mense kan wees wat toenemend in Jesus se beeld gevorm sal word, sodat ons 'n mense sal wees wat in die regte wêreld, in ons lewens, ons naaste, selfs die naaste wat ons nie so van lief is van nature af nie, dat ons hulle in liefde sal dien. Kom ek bid vir ons. Ag Vader, ons almal voor die spieël van die woord sien so baie van die ou mens in ons. Maar o Heer, met die Gees wat in ons woon, het ons die diepste van begeertes om meer soos die nuwe mens, meer soos Jesus te lyk. En so, Gees van God, ek pleit dat U sin in ons lewens sal kry. Ek pleit dat U in elkeen van ons 'n mense sal maak wat sal oorgee en gelei word deur die Gees en dan daadwerklik in die lig van Jesus wat sy lewe vir ons gegee het, in pas wees met die Gees, soos wat ons lewens vir Jesus oorhandig en ons lewens vir mekaar neerlê. Here, maak ons sulke mense, vol van U, leeg verander. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.